En ek gaan my nie verjaag met hierdie woord nie, want hierdie woord moet uitkom vanmôre. So, bear with me. Is dit die woord, Pastor Harry? Bear with me. Have grace. Amen. Ek sê altyd, die mense wat ingeskakel is, kyk na die boodskap, luister na die boodskap. Ek sê altyd, ek moet ongelukkig, en dit wat ek sê is, dit is my woord. Ek het die plek, ek het die kerk oor al die jare ook leer ken as 'n plek met die meeste ongenade. Partykeer het die wêreld daar buite vir jou meer genade as die kerk. Maar ek sal dit eendag preek oor wat in my hart aangaan oor dit, maar kom ons gaan aan. Dankie dat jy saam op my op reis is. Ons reis saam, want ons wil nader aan God wees. Ons wil die volle betekenis vir ons lewe probeer agterkom, maar waaroor gaan dit? En ons wil God se seën beleef, wat ons elke dag as kind van God behoort jy dit te beleef, net die feit dat hy hier binne in jou woon, deur die persoon Heilige Gees. Dis my seën. Ek wil vanmôre met jou praat oor my tema. Nou, die Griekse woord hamartia beteken to miss the mark, om die merk te mis. Sê bietjie om die merk te mis. Ja. Ek lees vir jou vanmôre een gedeelte. Romeine 3:23. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Dankie brother. Waardeer. Nou, die Griekse woord vir sonde in die Nuwe Testament is hamartia. Wat beteken om die merk te mis. En hierdie woord kom uit 'n wêreld van boogskiet. Na jare as daai persoon aanlê na die teiken, en hy trek hy pyl, en hy los hom, en hy mis die teiken, dan skree daai soldaat daai kant, hamartia! Wat beteken, jy die merk gemis. Nou ons manne wat in die weermag was, onthou julle as ons op die skietbaan was, dan die troepe mos daar, agter in daai gat gestaan met hierdie square tubing, met daai pyltjie aan, met die rooi, choppie onthou jy? En dan wys hy vir jou, jy die teiken gemis. Dis hamartia. Jy die merk gemis. Maar geliefdes, sonde gaan nie per se rondom die verkeerde dade wat jy doen nie. Hoor vir my vanmôre, sonde is ook om God se doel vir jou lewe te mis. Kom. Om God se doel vir jou lewe te mis, is sonde. Om weg te beweeg van sy wil af, is sonde. Om uit sy teenwoordigheid uit te beweeg, is sonde. Nou die tragedie van die mensdom is nie net dat die mens verkeerde dinge doen nie, maar dat mense die merk mis waarvoor God jou eintlik geskape het. Baie mense wat nie meer met ons is, het die merk gemis wat God vir hulle gehad het, die plan wat God gehad het. In ander woorde, hallo, ons moet aanvaar vanmôre, daar's vir elke mens, jy het 'n skepingsdoel. Kom, jy het 'n skepingsdoel. Maar die goeie nuus van die evangelie vanmôre
is dat die Here Jesus het gekom, sodat hy jou kan terugkry op die merk waar jy moet wees. Ek het 5 punte en ek gaan regtig my bes probeer vanmôre. Ek gaan nie tyd mors nie, maar ek gaan ook nie my verjaag nie. Punt 1. Die mensdom het die merk gemis. Romeine 3:23 sê, almal het gesondig. Almal beteken? Die Zulu en die Xhosa sê, zonke. Die Tswana en die Sotho sê, kaufel. Almal. Almal het die merk gemis. Of jy ryk is, en of jy arm is, of jy godsdienstig is, of jy 'n rebel is, of jy 'n kerkmens is, of jy ongelowige is, almal het die merk gemis. Adam en Eva het die merk in die tuin gemis. Kain het die merk gemis toe hy sy broer doodgeslaan het. Dawid het die merk gemis met Betseba. Jy sal vir my sê, nee, hy het nie. Salomo is gebore. Ek praat van 'n ander merk. Naughty. Ja. Wanneer hormone demone raak, né? Petrus het die merk gemis toe Jesus verloon het. En as ons eerlik is vanmôre met mekaar, ons almal het die merk gemis. Né? As jy vanmôre hier sit en jy sê vir my, Ben, ek het nie die merk gemis nie, weet jy wat? Dan verskoon ek jou saggies. Dan verskoon jy jouself, want hier sit 'n klomp mense. We haven't arrived. Ons het die merk gemis. Ons almal het die merk gemis. En ons gaan dit ook nog baie keer mis. Party mense het die merk gemis as gevolg van rebelsheid in hulle self. Ander mense deur trots. Ander mense deur ongehoorsaamheid. Ander mense loop met hierdie gees van bitterheid. Hierdie bitterheid is so baie in jou. Man, dit stoot op, dit borrel op so swybrand. Ander het die merk gemis as gevolg van kompromieë wat hulle aangaan. Te veel. Jy sien maar, die duiwel wil hê mense moet dink sonde is alright. Hy wil amper sê, weet jy wat, ag man, kom oor dit. Dis maar iets kleins in jou lewe wat gebeur, dit is eintlik onbelangrik. Maar kan ek jou vandag sê, sonde het 'n geneigtheid om jou baie keer verder weg te vat van die Here af, as wat jy aanvanklik beplan het. Kom, jy dryf weg. Hy vat jou weg. En net 'n illustrasie, 'n boogskutter, ek skiet mos nie reg nie, ek skiet links. As hierdie boogskutter daai pyl trek en hy mis daai teiken met 'n sentimeter. Dis maar net 'n sentimeter. Kan ek vir jou sê, op 'n verdere afstand wat hy skiet, is daai sentimeter baie groter. Die manne wat jag weet dit. Dit is maar so. En so werk sonde ook. Sonde begin, jy maak hierdie klein kompromie. Hoor mooi wat ek sê. Dan is dit hierdie klein lintjie. Hierdie klein geheime sonnetjie wat jy pleeg. Hierdie klein ongehoorsaamheidjie. Want die mens in sy reg lyk mos om baie keer goed te verklein. Weet jy wat? Vrou sal sê, jy was gisterand weer gesuip. Jy het amper 'n bottel whisky uitgedrink. Liefie, kom oor dit. Kom oor dit. Weet jy wat? Dit was net 'n paar doppe. Jy weet? Paar doppietjies.
Ons verklein mos alles, dat dit nie so groot moet lyk nie. Sonde. En dan kry sonde partykeer word 'n siekte. Die Bybel praat van die dronkaard. Nou is hy skielike alkoholist. Nou is dit 'n siekte. Ons is 'n land wat laas jaar, Desember, toe die statistiek uitkom, ek weet nie of julle dit gesien het nie, toe was ons darm 'n land wat laas jaar, meisies wat mamas geword het tussen ouderdom 10 en 15, was 37,000. En weet jy wat, is niks nie, pastoor, chill net, tyd het verander. Hulle leer in die skool, hoe werk die bytjies, en die blaartjies, en die mooitjies, maar weet jy wat, dan moet hulle leer, om die regte goedjies te gebruik ook. Dan moet hulle leer van plastiek ook. Come on. My vrou is nie hier nie, ek is uit my kas uit, nee. Ek bly sy is in Lichtenburg. Sy bel my gister, sy sê, wat maak jy en Cody, mis julle my? Ek sê, my vrou, ons het vrede. Cody praat nie, as ek sê, kom Sientjie, dan spring hy op. As ek sê, Sientjie, papa gaan nou afspring, papa gaan loop, dan spring hy af. Ek sê, my vrou, ons het vrede. Sy sê, Martin kom Saterdag aan terug, ek kom maar vroeg huis, ek sê, jy het gesê, jy kom Dinsdag terug? Moenie jou woord breek nie, nee, ja. Maar weet jy wat? Al hierdie sonde bring eventuele afstand tussen my en die Vader. Punt 2. God het 'n merk vir elke lewe. Jeremia 29:11 sê, ek weet wat ek vir julle beplan. God het 'n doel vir elke mens daar geplaas. Hy het 'n doel vir jou. 'n Merk. En hierdie merk is dat, nommer 1, ons moet God ken. Ons moet heilig leef. Om heilig te leef beteken to be set apart. Ons moet onsself apart hou van die wêreld met sy vrotsighede. Nog 'n merk is, ons moet sy stem gehoorsaam. Ons moet 'n verhouding met hom wandel. Mense, Satan se plan is altyd om jou fokus weg te vat. Dit wat God uitroep met 'n uitroepteken, moenie dit doen nie. Kom Satan en hy bevraagteken. Hoekom nie? Eva sê vir hom, ons kan van al hierdie, maar nie van die nie. En wat sê hy van Genesis 3? Dink jy regtig jy sal doodgaan as jy hiervan eet? Hy bevraagteken dit wat Vader uitgeroep het. En dit is sy styl. Hy werk so. Hy gebruik afleidings. Hy kom met versoekings na jou toe, kerk. Wêreldse begeertes. En onthou omdat die Bybel sê hy is die naapper. Dit kom so deur by jou dat jy amper dink dit is die Vader wat vir jou sê doen dit. Kom. Hy gebruik seer en teleurstellings om nie kerk toe te kom nie. Nee, hoekom kom jy nie kerk toe? Nee, weet jy wat, daai pastoor het verby my gery, hy het my nie eens gegroet nie. My broer, my oë is nie van die beste nie, as ek ry, kyk ek maar op die pad. So flip en kom, hoor dit. Asseblief. Hierdie goed. Teleurstellings. En mense het my teleurgestel. Ja. As gevolg van dit bly jy weg van hierdie byeenkomste af. Want jy's 'n persoon wat jou teleurgestel het. Kom hoor dit. Maak reg. Gaan aan. Jy staan daar by die brandbos. Hy het lank al uitgebrand. Jy staan aan die rook. Jy ruik na rook. Maar jy staan daar, want Koos het my teleurgestel. Nee. As jy kyk na mense se lewe vandag, baie mense is so besig, maar hulle lewe is leeg. Baie mense is so suksesvol in wat hulle doen, maar tog verlore.
Baie mense is so godsdienstig, maar koud. Baie mense is aktief in die kerk, hoor mooi, maar jy's ver van God af. Jy kan in die kerk wees, maar steeds die merk mis. Dis 'n feit. Na 10 jaar leer jy mos maar mense ken. Ek weet hoe's baie mense se lewe buite en ek weet hoe's dit hier. Dan wil ek partykeer sê jou vloeksteen. Kyk hoe's kan heilig is jy. Daar buite is jy breëbors hamelstert. Hier in die kerk is jy niks werd. Jy sit dit hier. Dink jy's 'n heilou. Nee, is nie 'n heilou bo jou kop nie. Maar nou ja. Samson het die merk gemis. Hy's die enigste een van hulle hele groep, van Gideon van almal. Wat die merk gemis het as gevolg van welis. Judas het onder andere die merk gemis as gevolg van sy geldgierigheid. Lot se vrou het die merk gemis omdat Lot teruggekyk het. Lot se vrou het teruggekyk. Punt 3. Jesus het gekom vir mense wat die merk gemis het. Dis is vir my so mooi skrif. Lukas 19. Kyk 'n bietjie wat sê daai skrif. Die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. Jesus het nie gekom vir die perfekte mense nie, hoor. Nee. Hy het gekom vir mense wat geval het, mense soos ek en jy ook. Hy het gekom vir die dronkaards. Hy het gekom vir die verslaafdes. Hy het gekom vir die wat gebroken is van hart. Hierdie mense wat vasgevang is hierbo in hulle eie tronk. Mense wat sit met hierdie geweldige vrees en angs wat vandag verskriklike mediese name gekry het. Dis posttraumatiese stres. Dis wie wat? Hy het gekom vir hulle. Hy het gekom vir die afgedwaaldes. Hy het gekom vir die sondaars. Aan daai folterpaal waar hy gehang het Jesus die straf gedra vir elkeen wat die merk gemis het en nog gaan mis. Uit die volbragte prys daar betaal. Jesaja 53:5 sê, die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Toe Jesus aan die folterpaal gehang het hy die afstand tussen God en mens oorbrug. Toe Adam geval het Jesus oorwin. Toe ons misluk het, elke keer wanneer ek en jy misluk, dan bring hy herstel in jou lewe. Is dit nie waar nie? Hy bring herstel. Wil ek vanmôre vir jou sê dat die persoon Heilige Gees wil jou weer rig. Want ek besef, baie gelowiges het hulle fokus verloor. Die vuur binne in hulle het afgekoel. Die passie het verdwyn. Die gebedslewe het gekwyn. Maar die Heilige Gees kom vanmôre. En weet jy wat? Om jou pyl weer reguit te maak. Laas naweek, ek het nie gepreek nie, Pastoor Rian het 'n baie mooi woord gehad en ek is vinnig hier weg. Checkers toe. Sommige by Diamond. Mense het my nie verwag daar nie. Ons mense. Dan is dit maar 'n neet hoor, wat nie wil kraak nie.
Ja? Wat soek julle hier? Nee, sê gou 'n paar goedjies vir my. Dis vir my hartseer. Dat mense eerder sal wegbly. Eenmal 'n week. Sal jy eerder wegbly. En gaan rondhang op plekke. Kan die workshop mense nie vir 'n slag sê, luister, Sondag, ons wil graag saam met julle kuier, ons wil graag saam met julle dit en dat doen, maar weet jy wat, net na kerk. Is dit so moeilik? Is dit so moeilik? Kom ons gaan aan. Die Heilige Gees se werk is, hy bring weer nuwe vuur in my en jou. Nuwe heiligheid, nuwe fokus, 'n nuwe honger na God. Nou hoor wat ek vanmôre sê, hierdie gemeente, hierdie familie het nie nog nuwe programme nodig nie, hoor. Ons het mense nodig wat net weer terugkom op die merk. Dis wat. Daar sit te veel mense by die huis. Moet net terugkom op die merk. Dit is wat hierdie kerk nodig het. Punt 4, is amper klaar. Die Heilige Gees help ons om die merk te trek. Galasiërs 5:16 sê, lewe deur die Gees. Jy kan nie uit jou eie krag leef nie. Jy kan maar gaan lees daar in is dit nou Korintiërs of Romeine 7:15 iets? Sê Paulus, hy sê dit wat ek moet doen, dit doen ek nie. En dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Hy roep uit, hy sê, ag ek elendige mens. Jy kan nie hierdie goed op jou eie krag doen nie. Jy kan nie op jou eie krag terugkom by die merk nie, hoor. Jou vlees, mens, trek jou weg van die merk af. Maar die Heilige Gees is die een wat jou terugbring. Ek wil vanmôre die volgende sê, dat 'n gelowige sonder die Heilige Gees is soos 'n pyl sonder rigting. Ja. Want jy sien, die Gees oortuig jou van sonde. Die Gees kom en hy lei jou weer in die waarheid. Die Gees kom en hy gee vir jou die krag om op daai oomblik te sê, nee, ek doen dit nie. Ek doen dit nie. Die Gees help ons om weer heilig te leef. Want jy sien, wanneer die Gees beheer neem, dan ek het daar gesê, dan verander jou begeertes. Verander jou denkwese. Ag, jou denkwyse, ekskuus. Verander jou hele lewe. But it's spirit driven. Die Gees moet dit doen. En hier is 'n simpel illustrasie. 'n kompas. Die van julle wat in die voortrekkers was, onthou julle ons het kompas leer lees by die voortrekkers. Nou ek moet oppas wat ek sê, want hier's 'n paar vleeniers hier binne in hierdie diens vanmôre. 'n Kompas kan net werk wanneer hy noord wys. Wanneer daar gepeter word aan die magneet van die kompas, verloor dit rigting. Nou sê ek vir jou vanmôre, so ook die mens. Wanneer sonde jou beïnvloed, verloor jy geestelike rigting. Kom. Want dan is die leuen vir jou die waarheid, en die waarheid raak vir jou die leuen. Is dit nie waar nie? Yes. Maar die Heilige Gees is die een wat ons terugbring na Christus toe. Punt 5. My laaste punt. Die grootste tragedie is nie om te val nie, maar om te bly lê. Micha 7:8 sê, al het ek geval, ek staan weer op. Kerk Petrus het geval, maar het opgestaan. Hoor mooi wat ek nou sê. Judas het geval, maar hy het in wanhoop gebly. Hy het bly lê. Hy kon nooit weer recover nie. Nou die verskil tussen die oorwinnaar en die verlore mens
is nie dat een nie geval het nie. Albei het geval. Maar die deal is dit, die oorwinnaar het besluit, ek gaan opstaan. En ek gaan terug. Die verlore mens het bly lê. Die verhaal van die verlore seun, kan jy maar gaan lees, Lukas 15. Jy lees aan Lukas 15 van die verlore seun. Hy het weggestap van sy pa af. Hy sê, ek soek my erfdeel. Die pa sê, maar alles wat hier is, behoort aan jou. Jou en jou broer. Hy sê, nee, ek soek my deel. Hy's weg met sy deel. Hy het gaan kuier, hy het gaan speel, hy het gaan doen wat verkeerd is. En die woord sê dat het 'n droogte gekom in daai land. Dinge het verkeerd geloop. En waar eindig hy? Agter die varkhok. Baie van ons, wel ek kan begin met myself. Ek het 1983 het ek agter die 5 Februarie 83 was ek agter die varkhok. Verlore vir die wêreld. Verlore vir die wêreld. Hy het gesê, ek gaan terug na my vader se huis, want sy slawe leef beter as ek. Jy sê dalk vanmôre hier terwyl ek met jou praat, en jy voel, miskien vandag, weet jy, ek het te ver weggedwaal. Ek het die merk te veel gemis. Hoe kan die Here my ooit terugvat? God kan my nie gebruik nie. Maar hoor wat sê die Gees, of wat sê die Vader deur die Gees vanmôre vir my en jou op hierdie oomblik. My genade vir jou is groter as jou mislukkings. Kan ek dit weer sê? Hy sê vanmôre vir my en jou, my genade vir jou is groter as jou mislukkings. Dis die God wat ons dien. Ek wil klaarmaak. Die woordjie hamartia beteken to mis te maak, om die merk te mis. Jesus het gekom om die verlore te red. Mark, you can come to the front, thank you. Hy het gekom om die gebroke mens te herstel. Hy het gekom om die afgedwaalde, die teruggevallene, die backslider terug te bring. Jesus het gekom om jou weer op koers te kry. En my vraag vandag aan jou vandag is nie, het jy al die merk gemis nie? Die vraag is vanmôre, sal jy terugkeer na die een wat jou weer kan oprig, sodat jy weer op die merk kan wees? Is jy bereid om dit te doen? Ek wil ons moet net daar waar ons sit, kom ons kom maak het ons oë toe, asseblief. Miskien sit jy vanmôre hier en jy besef, jy het jou eerste liefde verloor. Jesus Christus. Nou, Openbaring 3, kom hy by daai gemeente, hy sê, ek hou dit teen julle, dat julle my nie meer so lief het, soos aan die begin nie. Miskien het jy jou eerste liefde verloor, Jesus Christus. Miskien het jy al te veel kompromie in jou lewe aangegaan. Jy het koud geraak. Jy het afgedwaal, jy het moed verloor. Maar die Heilige Gees kom vandag en hy roep jou terug. Hy sê vir jou, kom. Kom terug op die merk. Kom terug na Jesus toe. Kom weer uit by die wil van God vir jou lewe.
Jy sien, want dit is net deur Jesus Christus en hy alleen, dat 'n persoon wat die merk gemis het, dat hy jou weer 'n lewe kan gee, 'n doelgerigte lewe. Hy is die een wat jou weer jou heiligheid kan teruggee. Hy is die een wat jou weer kan help, dat jy in oorwinning moet lewe. Maar die vraag is vanmôre, wil jy? En my boodskap is vanmôre baie, baie eenvoudig. Hamartia beteken om die merk te mis te maak. As jy heiliglik daar waar jy sit, eerlik is met jouself, en eerlik is met die Vader, en sy Seun, en die Gees, wil ek vir jou vra, as jy die merk gemis het, jy weet vanmôre, Here, I'm not on par. Ek is nie op par nie. Ek het die merk gemis. Nou wil ek nie 'n tyd mors, ek wil vir jou sê, staan op uit jou stoel, kom staan nie voor. Staan op en stap uit en sê, Here, ek het die merk gemis in soveel opsigte in my lewe. Kom staan nie voor. Ek gaan vanmôre een gebed doen vir almal, maar kom staan vanmôre hier voor, want dit is jou erkentenis en jou belydenis vanmôre om te sê, Here, ek het die merk gemis. Hamartia, I've missed the mark. Wie sê baie mense die merk gemis as gevolg van hulle trots. Moenie dat trots jou vanmôre pootjie nie, hoor. Moenie dat jou trots vanmôre vir jou sê, wat gaan die mense van my dink? Het gaan nie oor wat mense van jou dink nie, het gaan oor wat God van jou dink. Come on. Halleluja. Polisman, jy kan ook maar sommer uitstap. Jy staan vir nie dag, kom staan nie so. My God. Ek sê weer, many people have missed the mark through their spirit of pride. Moenie laat trots jou op hy plastiek stoeltjie hou nie, hoor. Jy voor moet staan, kom staan hier voor. Here, dankie. Halleluja. Here, maak hy plastiek warm. Maak hy plastiek warm. Here, ruk U vir 'n slag hierdie mombakkies af. Laat ons nou maar staan vanmôre hier. Beginnende by my. Ja. Loof die Here. Almal se oë is toe. Moenie rondkyk nie. Daar nog mense is wat vorentoe moet kom. Almal se oë is gesluit. As jy nie wil vorentoe kom en jy besef jy moet maar daar staan waar jy sit, staan. Nie bang wees nie. Here ken jou, man. My 5 sent. My 5 sent is net die volgende. Al staan almal nie voor nie, weet jy wat, hierdie hele kerk moes eintlik opgestaan het. Want weet jy wat? Ons almal mis die merk elke dag. Ja. Ek wil hê die mense wat hier voor staan, vat nie die persoon langs jou se hand. Daar's koue hande, warm hande, moenie skrik nie. Vat net mekaar se hand. Kom ons kom vorm net 'n geloofsketting.
het 'n geloofsketting vir 'n koöperatiewe gebed vanmôre. Dankie, Here. Hemelse Vader, Here, ek wil vanmôre kom begin om vir U te kom sê dat hierdie is 'n verklaring. Here, ons verklaar vanmôre ons diepe afhanklikheid voor U. Here, ons besef vanmôre dat ons kan nie een voet voor die ander sit as dit nie U wil is nie, my koning. En Here, ons kom bely vanmôre. Hoe baie keer mis ons die merk. Hoe baie keer is ons vinnig in die blokke om iets te doen of iets te sê, om my laaste sê te sê, of om mense te na te kom en seer te maak. Beginnende sommer my eie huis. Here, help ons, Heilige Gees, U is al een wat ons kan terugkry op die merk. Sodat ons weer doelgerig kan lewe. Dat ons weet, maar hier is 'n doel vir my lewe. 'n Skepingsdoel. Here, en ek wil bid vanmôre, vergewe ons. Wanneer ons deur ons eie tekortkoming, ons swakhede, mense te nagekom het, mense seer gemaak het, Here, mense vertrap het, om bo uit te kom. Vader, daai woord sê so wonderlik mooi. Hy sê, almal het gesondig. En almal is almal. Here, maar ook daar in Lukas 19, kom die woord, so mooi. Hy sê, die Seun van die mens het gekom om te soek en te red dit wat verlore is. Dankie Here dat U ons op hierdie oomblik net weer besoek hier by die workshop. Sien ons tekortkominge raak. Sien ons gebreke raak. En Here, loop U met ons die pad. Dat ons hier uitstap en weet, my hand is veilig in my Vader se hand. Here, plaas 'n wag voor ons monde, wanneer dit nodig is. Dat ons moet swyg, laat ons swyg. Help ons om eerder in sekere situasies, partykeer is dit ook goed om weg te stap, as wat ons 'n statement wil maak. Dankie Here dat elke siel in hierdie gebou, wat hier is vandag, vir U kosbaar is. Dankie dat U vir elkeen lief is. En Here, as ons almal op die merk net weer kan wees, Vader, kan ons so reuse verskil maak daar buite. Want dit is waar dit gaan, Here, die evangelie gaan, dat ons moet draers van hoop wees. Ons moet in 'n donker wêreld, soos dit tans gaan, lig wees. Ons moet in hierdie smaaklose wêreld, moet ons smaak kan gee deur die sout. Dankie Here dat U ons besoek het vanmôre. Dankie dat U op hierdie oomblik een en elkeen aanraak, of hulle sit of hulle staan, of maak nie saak nie. Hulle wat voor die televisie sit, my God, dat daar, in daai stoel, in daai bank, maak nie saak waar nie, dat jy ook op hierdie oomblik gekonner het, dat ons sal besef, maar ek het die merk gemis. So baie. Maar dankie Here, dat U sê vanmôre vir ons deur die Gees, my genade is vir jou groter as jou struikel. As jou struikel. Vader, wees U vanmôre die naprediker. Praat in elkeen van ons se hart. En ek bid vanmôre, ek pleit die bloed van Jesus Christus oor hierdie gemeente, hulle wat nie eens hier is nie, daai mense wat na my kyk op die televisie, Vader, ek pleit die bloed van Christus af oor elkeen. Beskerm ons. En ons bid dit, alleen uit genade. En die kerk sê, amen. Kom ons sê om 'n lofofferkerk. Voordat ons nou almal terugstap, staan net